Goeiemôre vriende, dit is vandag Woensdag die 4de Junie 2025. Ek hoop regtig julle het 'n lekker dag vandag. Kom ons raak net so vir 'n wyle stil. Here, dankie vir die reentjie wat ons hierdie week in belewe. Dankie dat ons vir u daar sien en beleef. Here, dat u op die regte tyd vir die plante en die diere en vir ons as mense kom water gee. Ons kan dit nie bewerk nie, Here. Dis iets wat van u afkom en ons kom sê vir u dankie vir die sorg van die daaglikse brood, sorg vir die daaglikse water. Here, ook in ons huise. Here, iets wat ons so vanselfsprekend aanvaar, wanneer ons die kraan oopmaak en dan moet net water wees. Here, dit is nie vanselfsprekend nie. U kom gee dit vir ons en ons kom sê vir u vandag baie, baie dankie. Here, daarvoor. Amen. Vriende, mag daar vir julle genade en vrede en oorvloed wees, omdat julle God ken, Jesus ken en die Heilige Gees ken. Nou ja, vriende, ons gaan nou aan by Spreuke 27. Ek het vir julle gesê altyd, ek lees soms soveel as so 2, 3, wat ek nie noodwendig by gaan stilstaan nie, maar wat net vir my altyd interessant is. Hy sê hier so in vers 2, laat dit aan 'n ander oor om jou te prys, moet dit nie self doen nie. Laat dit uit 'n ander se mond kom, nie uit jou eie uit nie, né? Ek dink dit is so belangrik, vriende, en as 'n ou jonger is 'n ou partykeer geneig as jy wil hom 'n merk maak in die lewe, né? En dan sit baie keer dan wil jy half sê ek het vir die eerste span gespeel en ek het dit en jy kom nie agter lekker dat dit ek taal is wat jy gebruik nie, né? En ou moet so besop daarvoor dat jy moet altyd, en dit ek dink dis een van die groot goed wat ek baie keer by ons ouer mense daai tyd toe ek nog jonger was geleer het. Daar was 'n groot nederigheid by hulle. Jy het bitter selde geweet presies wat het daai persoon al bereik in sy of haar lewe, né? Dit is maar Piet, Jan en Koos en dit is goed so, vriende. Dit is goed so dat eerder iemand anders sê, man, jy moet nie hierdie ou lig kyk of hierdie vrou lig kyk. Weet jy wat? Dit is alright as iemand anders dit sê. Maar ek en jy, ons moet dit sê, die oomblik as ek en jy iets sê, né, dan klink dit net nie lekker nie, dit klink af. Dit klink af. Dit klink so jy blaas jou eie beel, jy's arrogant. Mense kyk ook so al snaaks na jou as jy dit doen, hè. En dit is dan baie waar wat die Spreuke digter hier sê. Hy sê, laat dit in 'n ander oor om jou te prys. Moet dit nie self doen nie. Laat dit uit 'n ander se mond kom, nie uit jou eie nie. So ek dink is 'n groot les vir as ou jonger is, nou is nog besig om soos julle nou baie keer sê, die corporate ladder te klim in die besigheidswêreld of waar ook al. Moenie jouself prys nie, né? Moet nooit jouself prys. Jy gaan aan, doen wat jou hand vind om te doen die beste wat jy doen dit aan die beste van jou vermoë. Dit is wat jy altyd moet doen, né? En daai ander goed sal van self kom, vriende. Daai ander goed sal van self kom. Ek en jy hoef nooit dit op ons te neem om iets oor onsself te sê nie. En ek dink die Spreuke digter is geweldig wys wanneer hy hierdie sinnetjie vir ons kom sê. So mag dit ook so in jou lewe waar wees, dat jy eerder altyd 'n groot stuk nederigheid sal hê rondom jouself. Dat jy eerder as iemand iets sê, kyk jy na iemand anders en vertel jy vir daai persoon, sê weet jy, wat vir my opval in daai persoon en wat vir my mooi is in daai persoon, is dit en dit en dit, né? Hou altyd die kroon op die ander ene, en ek dink dit is ook 'n maklike manier om bietjie van jou self weg te draai na ander mense toe, né? Kyk altyd in ander mense, wat is daar wat jy bewonder in ander mense? Sê dit vir hulle, weet jy het so 'n mooi manier van praat met mense, jy het so 'n mooi manier van om regtig te luister na ander mense, jy praat oor die ander persoon, gee die blomme waar jy die blomme moet gee. Jy hoef nooit oor jouself te praat nie. Dit is to be kind to ander mense die hele tyd. Die oomblik as jy van jouself af wegkyk, raak dit ook baie lekkerder. Jy voel ook beter hier binne, né? Ek was ook mos nou jonk en 'n ou vang mos met partytjie dwaashede aan. So hier en daar in my lewe, dan wil jy ook sommer praat oor jou goedjies. Ek kom nie gehad dis just not good. En dit is wat die psalmdigter 'n Spreuke digter vir ons vandag wil leer. Laat dit aan 'n ander oor om jou te prys. Moet dit nie self doen nie. Laat dit uit 'n ander se mond kom, nie uit jou eie nie. Vriende, ek dink dit is so geweldig belangrik. Ek dink dit is iets wat ons eintlik maar al vir ons kinders kan leer, né? Moet nooit oor jouself praat nie. Praat eerder oor ander mense, maar ek sê altyd skinder mooi, né? Sê iets mooi goed van die ander mense. Maar moenie oor jouself goed sê nie.
Mense sal dit self doen. As jy kind is, as jy iemand is wat altyd mooi na mense luister, as jy altyd die een is wat die regte pad stap, mense sal dit sal mense oor jou sê. Maar ons moet ook iets goed doen, sodat mense oor ons iets moet sê nie. Jy verstaan mos nou dit, né? Ou moet nou nie die goed doen nie, sodat mense nou ietsie oor jouself kan sê nie. Dan doen 'n ou dit op die verkeerde manier en oor jou motivering is nie reg nie. Jy moet net wees wie jy self is. As die Here jou gawe gegee het met 'n goeie verstand, gebruik dit, moenie daaroor spog nie. As die Here jou 'n sporttalent gegee het, great, moenie daar spog nie. As die Here jou 'n wiskunde brein gegee het, moenie daar spog nie. As chemie ek praat nou sommer oor as jy nou chemie vat, natuur en skeikunde of rekeningkunde, of jy met jou hande ongelooflik goed kan werk, moenie jy daaroor iets sê nie, né? Ander mense sal daaroor iets sê, maar dit is 'n gawe wat die Here vir jou gee. Doen dit en gebruik dit tot die beste van jou vermoë. En ander mense sal uit hulle eie oor jou iets sê, maar soos ek sê, moet dit nie doen om deur ander mense gesien te word. Jy doen dit net omdat jy is wie jy is, geskape na die beeld van God om hom te verteenwoordig, en jy doen dit die beste na jou vermoë hier op aarde. Laat dit aan 'n ander oor om jou te prys, moet dit nie self doen nie. Laat dit uit 'n ander se mond kom, nie uit joune nie. Ek het nog gedink ek gaan 'n paar verse vir julle lees, ek het nie gedink om stil te staan met hierdie, maar ek dink tog hierdie ene is nog 'n belangrike een. Ek dink veralnik as 'n ou jonger is, nee, want 'n ou voel baie keer jy skiet te kort, so jy moet half ietsie sê. Nee, so ek dink is 'n baie belangrike spreek hierdie. My 5 sien vandag. Mag julle God se liefde ervaar, Jesus se genade ervaar en die Heilige Gees se teenwoordigheid ervaar. Amen.